Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 13de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: skietaanval in Malmesbury, 2 sterf en 7 beseer. Nog berigte: NSFAS studentengelde moet beter beheer word. Verskeie mense vas na sterftes by inisiasieskole in die Oos-Kaap. Yannick Sinner, die kampioen op Wimbledon. Tour de France, Nederlander wen die 9de skof. Marquez wen Duitse MotoGP in Dresden. 2 mense is dood en 7 ander beseer tydens 'n skietaanval in die Wesbank woonbuurt van Malmesbury in die Wes-Kaap. Volgens die polisie het hierdie skietery in die vroeë oggendure by 'n huis plaasgevind waar 'n groep mense bymekaar was. Onbekende gewapende aanvallers het na bewering op die groep losgebrand. Volgens die polisie het die skietery in die vroeë oggendure by 'n huis plaasgevind waar 'n groep mense bymekaar was. Onbekende gewapende aanvallers het na bewering op die groep losgebrand voordat hulle van die toneel af weggevlug het. 'n 21-jarige swanger vrou en 'n 22-jarige man is op die toneel doodverklaar. Onder die 7 beseerdes is 'n 1-jarige baba wat in die gesig geskiet is. Die baba is na die Rooikruis Kinderhospitaal oorgeplaas, terwyl die ander beseerdes in plaaslike hospitale behandel word. Volgens die jongste inligting is die beseerders in 'n stabiele toestand. Die Suid-Afrikaanse polisiedienste het 'n moord en 7 sake van poging tot moord geopen. Gespesialiseerde ondersoekspanne, insluitend misdaadintelligensie en hommeltuie, is ingespan om die verdagtes op te spoor. Die polisie ondersoek verskeie moontlike motiewe, waaronder die moontlikheid van die skietery wat met bendegeweld verband kan hou. 1 persoon is reeds vir ondervraging aangekeer, maar geen formele aanklagte is nog aangekondig nie. Die ondersoek duur voort en die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting om na vore te kom. AfriForum se private vervolgingseenheid sê die Suid-Afrikaanse Polisiediens het steeds nie verskeie belangrike vrae beantwoord oor die ondersoek na die dood van die 27-jarige David Golding nie. Golding is op 16 Junie 2026 op Ou Kaapseweg in Kaapstad dood nadat sy voertuig in 'n botsing met 'n bakkie betrokke was. Volgens AfriForum dui die beskikbare getuienis daarop dat die bestuurder van die bakkie, Richard Tinsley, moontlik onder die invloed van alkohol was toe hierdie ongeluk plaasgevind het. AfriForum sê die familie wag steeds op antwoorde oor verskeie aspekte van hierdie ondersoek. Die organisasie wil onder meer weet of alle relevante bloed- en toksologiese toetse afgehandel is en of alle CCTV beeldmateriaal en getuienis behoorlik ingesamel is en waarom sekere ondersoekstappe langer neem as wat hulle verwag het. Die organisasie meen dat vinnige en deeglike ondersoeke noodsaaklik is om te verseker dat 'n geregtigheid wel sal geskied. Advokaat Gerry Nel, hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, het gesê ondersoeke na strafbare manslag kry dikwels nie die dringendheid wat dit verdien nie. Die nuwe adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Joseph Kassim, sê die huidige stelsel waar NSFAS studente toelaas sentraal uitbetaal word, werk nie goed genoeg nie en behoort gedesentraliseer te word. Kassim het gesê universiteite en TV-ET colleges behoort 'n groter rol te speel in die uitbetaling van studente se toelaas. Volgens hom sal dit help om betalings vinniger en doeltreffender te maak en talle probleme wat studente elke maand ervaar ook te kan verminder. Die adjunkminister het sy standpunt ingeneem nadat hy met studente aan Unisa vergader het oor vertragings in NSFAS toelaas. Hy sê die sentrale betalingsmodel het groot frustrasies gelei met duisende studente wat laat of glad nie hulle gelde ontvang het nie. Kassim meen dat hierdie instelling beter in staat is om sy eie studente se betalings te bestuur omdat die studente se registrasie en bankbesonderhede reeds verifieer is. Hy glo 'n gedesentraliseerde stelsel sal aanspreeklikheid verbeter en administratiewe foute ook kan verminder. Altesaam 18 mense is in hegtenis geneem nadat 7 jong mans tydens winter-inisiasieseisoen in die Oos-Kaap gesterf het. Volgens die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, oftewel KOKDA, hou die inhegtenisneming verband met beweerde onwettige inisiasieskole en oortreding van die wet wat tradisionele inisiasies reguleer. Owerhede sê meeste van die sterftes onmoontlik voorkom gewees het indien veiligheidsmaatreëls ook nagekom is. Verskeie onwettige inisiasieskole is reeds gesluit terwyl inspeksies reg oor die provinsie voortgaan. Die regering sê hy sal streng optree teen enige persoon wat onwettige inisiasieskole bedryf of die veiligheid van inisiasies in gevaar stel. Die Oos-Kaapse regering doen ook 'n beroep op ouers en tradisionele leiers om slegs geregistreerde inisiasieskole te gebruik. Hulle beklemtoon dat die beskerming van die jong man se lewens 'n gedeeltelike verantwoordelikheid is van die verlies van hierdie huidige seisoen onaanvaarbaar is.
'n man is in die Noord-Kaap tot lang tronkstraf gevonnis nadat hy sy voormalige vriendin by 2 afsonderlike geleenthede met 'n mes aangeval het, selfs nadat hy in die eerste geval op borgtog vrygelaat is. Die hof het gehoor dat die beskuldigde die slagoffer herhaaldelik met 'n mes gesteek het en haar ernstige beserings toegedien het. Nadat hy vir die eerste aanval in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat is, het hy die borgvoorwaardes verbreek en die vrou weer aangeval aan onder meer poging tot moord en die oortreding van sy borgvoorwaardes. Met vonnisoplegging het die regter beklemtoon dat geweld teen vroue nie geduld sal word nie en dat die beskuldigde geen agting vir die reg of veiligheid van die slagoffer getoon het nie. Is die swaar vonnis dien as 'n duidelike waarskuwing dat howe streng sal optree teen oortreders wat aanhoudend geslagsgebaseerde gewelde pleeg en hofbevele ignoreer. Die nasionale vervolgingsgesag het hierdie uitspraak verwelkom en gesê dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om slagoffers van geweld te beskerm en oortreders aanspreeklik vir hulle dade te hou. Die nasionale tesourie het 7 maatskappye op sy databasis van beperkte verskaffers, oftewel die swartlys geplaas, na versoek van Transnet. Die besluit volg nadat Transnet bevind het dat die maatskappye na bewering betrokke was by onreëlmatige optrede tydens tenderprosesse. Die swartlys beteken dat die ondernemings vir 'n bepaalde tydperk nie vir staatskontrakte mag aansoek doen of sake met staatsinstellings mag doen nie. Volgens die tesourie is die stap deel van die regering se poging om korrupsie, bedrog en onreëlmatige verkrygingspraktyke in die openbare sektor te bekamp. Die maatreël is ook daarop gemik om groter aanspreeklikheid en deursigtigheid in staatskontrakte te bevorder. Transnet het die besluit verwelkom en gesê dit stuur 'n duidelike boodskap. Enige onderneming wat die reëls oortree of by korrupsie betrokke is, ernstige gevolge sal dra. Die maatskappy sê hy bly daartoe verbind om sy verkrygingsprosesse te verbeter en vertroue in hierdie instelling te herstel. Die nasionale tesourie het aangedui dat die swartlys gereeld hersien word en dat verdere maatskappye ook beperk kan word indien bewyse van wanoptrede aan die lig kan kom. 'n Nuwe opname deur Statistiek Suid-Afrika toon dat 88% van Suid-Afrikaners wat aanlyn inkopies doen, verkies om van Takealot se dienste gebruik te maak. Volgens die opname bly Takealot die landse gewildste aanlyn winkel en handhaaf dit 'n sterk voorsprong bo ander e-handelplatforms. Die maatskappy se groot verskeidenheid produkte, mededingende pryse en betroubare afleweringsdienste word as van die belangrikste redes vir sy gewildheid beskou. Die studie wys ook dat aanlyn aankopies in Suid-Afrika steeds vinnig groei. Al hoe meer verbruikers kies om produkte soos elektronika, klere, huishoudelike items en kruideniesware aanlyn te koop eerder om fisiese winkels te gaan besoek. Kenners sê die groei in e-handel word aangevuur deur beter internettoegang, groter vertroue in die aanlyn betalings en vinniger afleweringsdienste. Die All Blacks van Nieu-Seeland het Italië met 47-17 gewen in hulle Nations Championship stoet in Wellington. Hoewel die eindtelling indrukwekkend was, het die Italianers die wedstryd sterk begin en die tuisspan vroeg onder druk geplaas. Italië het met selfvertroue aangeval en gewys waarom hulle die afgelope paar jaar soveel verbeter het. Hulle fisieke spel en vinnige balhantering het die All Blacks aanvanklik laat terugval, maar naarmate die wedstryd verder gevorder het Nieu-Seeland se ervaring en diepte begin deurslaan. Die All Blacks het in die tweede helfte 'n hoë rad ingeslaan met vinnige aanvalle, sterk voorspel en kliniese afronding. Die tuisspan het verskeie uitstekende drieë gedruk en uiteindelik oortuigende 47-17 oorwinning behaal. Will Jordan het weer eens uitgeblink en geskiedenis gemaak met sy sonderlike vertoning. Frankryk het 'n indrukwekkende vertoning gelewer om Australië met 42-26 op Australië se bodem te wen en sodoende 'n belangrike oorwinning in hulle toetsreeks te behaal. Die Wallabies het die wedstryd belovend begin en vroeg druk op die Franse geplaas. Met sterk voorspel en vinnige aanvalle het Australië gewys dat hulle gereed is vir enige uitdaging. Frankryk het egter kalm gebly en geleidelik beheer van hierdie wedstryd oorgeneem. Die Franse het hulle geleenthede uitstekend benut en met kreatiewe aanvalspel en kliniese afronding verskeie drieë gedruk. Ierland het Saterdag 'n goeie internasionale rugbytoets teen Japan met 36-20 punte gewen, maar die eindtelling weerspieël nie hoe taai die wedstryd werklik was nie. Japan het met groot intensiteit begin en die Ire vroeg onder druk geplaas en hulle kenmerkende vinnige spel en akkurate balhantering. Die tuisspan het goeie gebiedsvoordeel geniet en gewys dat hulle met enige topnasie kan meeding. Die Springbokke het Saterdag hulle tweede toets teen Skotland met 42-28 punte gewen, maar die vertoning was nie so oortuigend soos wat baie ondersteuners verwag het nie. Alhoewel Suid-Afrika 6-3 gedruk het en die wedstryd gewen het Skotland op verskeie tye gewys dat hulle die bokverdediging onder druk kan plaas. Die Springbokke het goed begin en vroeg punte aangeteken. Hulle voorspelers het weer hulle fisieke krag gewys terwyl die agterlyn met vinnige aanvalle gevaar geskep het. Verdedigend sal afrigter Rassie Erasmus egter nie heeltemal tevrede wees nie. Die Bok het 4-3 afgestaan en sommige nodige strafskoppe afgestaan wat Skotland weer momentum gegee het. Daar was ook 'n paar hanteerfoute en gemiste eerste duikslae wat teen sterker teenstanders duur te staan kan kom. Aanvallend
was daar steeds baie positiewe tekens. Die Springbok het die bal goed versprei, goeie ondersteuning op die aanval getoon en hulle kanse meestal goed benut. Die plaasvervangers het ook 'n waardevolle bydrae gelewer en die tempo hoog gehou. Die Nederlander Mathieu van der Poel van die Alpecin Premier Tegspan het Sondag die 9de skof van die 2026 Tour de France gewen, nadat hy opwindende eindsprint sy mede-ryers geklop het. Die skof van die Marlemont is weens intense hitte met so 30 km verkort. Van der Poel was deel van 'n sterk wegbeegroep wat die laaste meters net daarin geslaag het om die vinnige naderende hoofgroep af te hou en sy derde Tour de France skofoorwinning van sy loopbaan te behaal. Tobias Halland, Johannessen van Noorweë het tweede geëindig, terwyl Brittanje se Tom Pidcock derde was. Die hoofgroep met die gunstelinge vir die algehele titel het slegs enkele sekonde later oor die eindstreep gekom. Die verdedigende kampioen Tadej Pogačar behou steeds die geeltrui as die voorloper in die algehele punteleer. Die toer gaan nou 'n rusdag in voordat die jaar Dinsdag met die eerste groot bergtappe van die wedren gaan voortgaan. Engeland en Argentinië staan Woensdag 15 Julie teenoor mekaar in een van die grootste wedstryde van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker, wanneer hulle om 'n plek in die eindstryd gaan meeding. Die halfeindstryd word in Atlanta in die Verenigde State gespeel en skop Suid-Afrikaanse tyd om 2100 uur af. Die wenner sal deurdring na Sondag se eindstryd, waarop Frankryk of Spanje vir hulle gaan wag. Engeland het die halfeindstryd bereik nadat hulle Noorweë met 2-1 in die kwart eindronde gewen het. Argentinië, die verdedigende wêreldkampioen, het op sy beurt Switserland met 3-1 uitgeskakel om sy plek onder die laaste 4 te bespreek. Die wêreld se nommer 1 tennisspeler, Jannik Sinner, is die 2026 Wimbledon kampioen nadat hy Alexander Zverev in 'n taai 4-stelstryd geklop het. Sinner het die eerste stel in 'n valbuil verloor, maar sterk teruggeveg om die volgende 3 stelle te wen. Die eindtelling was 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Die wedstryd het byna 4 uur geduur en was van hoogstaande gehalte met albei spelers wat uitstekende tennis opgelewer het. Met hierdie oorwinning verdedig Sinner sy Wimbledon titel suksesvol en beklink hy sy 5de Grand Slam titel. Die Italiaaner het weer eens bewys waarom hy tans as beste mans tennisspeler ter wêreld beskou moet word. Marc Marquez het sy indrukwekkende rekord op die Sachsenring voortgesit deur Sondag se Duitse MotoGP op oorheersende wyse te wen. Die Ducati Lenovo jaar het van pole-posisie af weggespring en beide die Saterdagsprint en die hoofwedren gewen, wat sy aanslag op die 2026 MotoGP wêreldtitel 'n groot hupstoot gegee het. Die Japaneese jaar Ai Ogura was tweede, terwyl Raul Fernandez die podium in die derde plek voltooi het. Verskeie uitdagers, onder andere Alex Marquez en Fabio Di Giannantonio, het uitgeval na ongelukke, wat Marc Marquez verder gehelp het om punte in die kampioenskap in te haal. Met die oorwinning het Marquez sy 10de MotoGP sege op die Sachsenring behaal en sy reputasie as die koning van Sachsenring verder verstewig. Hy het ook sy agterstand in die kampioenskap aansienlik verklein en nou weer stewig in die stryd om hierdie wêreldtitel. Die afrigter van die Springbok vrouespan, Swys de Bruin, sê hy sal sy span en kombinasies deeglik moet hersien nadat Suid-Afrika Saterdag met 26-19 teen die Verenigde State se Eagles verloor het. De Bruin het na die wedstryd gesê sy span het goeie oomblikke gehad, maar te veel foute op kritiek het hy gemaak. Volgens hom het die Bokvroue geleenthede geskep, maar kon hulle nie konsekwent in punte omskep nie. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1124, Polokwane 719, Lephalale 824, Mbombela 1022, Mahikeng 822, Pretoria 822, Johannesburg 1018, Ermelo 318, Kalahari 922, Gaborone 1024, Richards Bay 1324, Pietermaritzburg 820, Durban 1321, Port St Johns 1122, Pongola 1224, Maputo 1524, Bethlehem 317, Bloemfontein 618, Allewal Noord 618, Welkom 720, Vryburg 722, Kimberley 820, Appington 1021, Prieska 821, Springbok 519, Karasburg 820, Keetmanshoop 922, Mariental 824, Alexander Bay 919, Brandvlei 920, Loederits Bay 1120, Vredendal 922, Kaapstad 1219, Sutherland 514, George 1121, Jeffreys Bay 1119, Geberra 1120, Graafrenet 516, Kapogalas 1018, De Aar 718, Molteno 313, Beaufort Wes 717, Oos-London
10:20, Mabalane 14:27. Ons verkorte weerberig vir vandag, Limpopo provinsie, warm tot baie warm, meestal sonnig, in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel in die Hooglande, Gauteng, koue oggend, sonnig en matig teen die middag, Noordwes, sonnig en droog, met koel oggende, Vrystaat, koel vroeg, later helder en baie aangenaam, Noord-Kaap, droog en sonnig met matige westewinde, die Oos-Kaap, koel tot koud met gedeeltelike wolke, Oos-Kaap, sonnig in die binneland, koeler langs die kus, KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met koel oggende. Ons markaanwyser van die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.33 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R21.84, die euro verhandel teen R18.62, die Australiese dollar kos R11.34, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,629, palladium kos $1,276, die prys van goud is $4,121, die prys van silwer is $59.85, die prys van Brent olie per vat is $76.01. Gedagte vir die dag: elke nuwe dag bring nuwe geleenthede, 'n vriendelike woord, 'n glimlag, 'n helpende hand of 'n bemoedigende boodskap kan iemand se dag baie verander. Positiwiteit is aansteeklik. Wanneer jy lig uitstraal, help jy ander om ook hoop te sien. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word verder vir almal toegewens.